God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Drie enige God, aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding. En saam met die ganse kerk wil ons volgend uitroep, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun. Here, dis ons identiteit. Dis wie ons is. En Vader, net 'n paar dae terug het ons stil gestaan by die krib in Bethlehem. En het ons Kersfees gevier en alles wat saam met dit ook kom, Here. En vanoggend hier kort op die ou jaar se spore, kom word ons stil voor U woord ook vanoggend, Here. En kom vra ons U, Here, om met ons te praat ook uit die woord uit. Here, U woord is vir ons daaglikse brood. U teenwoordigheid is die asem wat ons inasem. En Here, daarom nooi ons U uit as gasheer en eregas om vanoggend hier by ons te wees. En U woord is vir ons kosbaar, Here. En dankie dat U ook vir ons kom leer uit die woord uit en kom riglyne gee uit die woord uit ook. En daarom is die begeerte van elke hart wat vanoggend hier sit, Here, spreek, Vader. U kinders is hier om te luister. Amen. Soos ek vroeër gesê het, ons tema vanoggend, neem my lewe, Heer. Nou geliefdes, dis niks lekker om 'n vergetene te wees nie. Dis niks lekker as jy voel, jou tyd is verstryk. Daai tyd wat jy amper weet, ek het my nuttigheidswaarde verloor, of althans dit voel of ek my nuttigheidswaarde oorskry het. Ek is dalk 'n bietjie in mense se pad. Ek word nie meer gehoor nie. Dit is nie lekker om so te voel nie. Dit laat my dink aan die ou liedjie vir die ouer mense hier. Yesterday's hero. Look at me, I'm yesterday's hero, sing John Paul Young in hierdie bekende treffer. En Luke kyk my aan en sê, wat se lied is dit, Dennis, mal, daar is so 'n lied, gaan soek hom. Yesterday's heroes, look at me, I'm yesterday's hero. En so gepraat van hierdie yesterday's hero, gaan ons vanoggend so bietjie delf hier in 1 Konings 19 saam met Elia. En ons gaan op reis saam met Elia die woestyn in. As ons vanoggend by hierdie aangrypende teks stil staan, toe ek stil word oor hierdie woord en sê, Here, wat sê ek kort na Kersfees? Here, wat is dit wat ons kan bring as woord? En soos ek gesê het, ons gaan stuk by die teks stil staan, so ek sal jou deur hom lei en jy kan saam met my lees. En ek wil afskop vanoggend hier in 1 Konings 19, 1 tot 4. Kom ons lees dit saam. 1 Konings 19, Elia vlug vir Isebel. Ahab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat en hy het self egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Ek wil net daar stop. Elia, vriende, is nou gister se held. Net gister het Elia die profete van Baal onder die stof geloop in die Here se naam. Dit was oorwinningsdag, gaan lees maar 1 Konings 18. Die profete is van kant gemaak, Elia het oorwin. Gister was die groot dag by Karmel. Dis slagdag, dis oorwinningsdag. Maar vandag is 'n nuwe dag. En vandag is nie 'n goeie dag vir Elia nie.
Want Elia is met eens die teken van die koning en koningin van Israel en hy gaan sterf. En wanneer die koningin sê jy gaan sterf, dan is jy dood. Dan moet jy hardloop. En Elia hardloop, vriende. Elia is vlugfiks. Elia weet om te vlug. Elia hardloop laat dit klap. Hy hardloop laat dit spat. Hy wil wegkom, want die Jezebel is op sy spoor. En as jy gaan kyk na die afstand tussen Karmel en waar hy dan nou opeindig diep in die woestyn, vriende, dis ver. Dis nie sommer net die kamerads hierdie nie, dis ver. Maar Elia, vriende, is nou vlugfiks. Hy moet vlug. Want die Jezebel is op sy spoor. Hy vlug vir sy lewe. En dis nogal iets om te vlug vir jou lewe, nee. Dis iets goeds om voor te vlug, as jy vir jou lewe moet vlug. Jy sien, baie mense is vlugtelinge, maar daar's min wat waaragtig vir hulle lewe vlug. Elia vlug vir sy lewe. Die profeet se beste dae, geliefdes, is gister. Vandag is vlugdag. Wegkomdag. Nou dit is so dat vlugtelinge, vriende, op hulle nerve is. Hulle is op hulle senuwees. Hulle is klaar. Hulle is aan die einde van hulle kragte. Hulle gee vir niks meer om nie. Jy kan maar net dink aan hierdie mense en vlugtelinge in Gaza. Vlugtelinge is klaar, vriende, daar is nie krag oor nie. Hulle gee vir niks meer om nie. Hulle wil net aan die lewe bly. Ek moet aan die lewe bly, sê hulle vir hulle self. Ek het alles verloor. Ek sal nie vlug om my lewe te behou. En dan kom Elia in die woestyn. En net kort diskant die woestyn, lees ons in die teks, los Elia sy slaaf agter. En miskien is Elia se slaaf nie vlugfiks nie. Miskien het Elia se slaaf nie die regte tekkies aan nie. Hoe dit ook al sy. Hy los die slaaf net daar. En miskien los Elia hom daar. Want Elia weet, dis verby. Dis oor en verby met my lewe. Ek het skaakmat bereik. Dis wedstrydpunt. En ek wil nie hê my slaaf moet dieselfde pad as ek loop nie. En Elia los hom agter. Nou raak Elia se pad, vriende, al hoe meer alleen. Soos wat hy die woestyn ingaan. En kom ons sê dit vir mekaar. 'n Woestyn, geliefdes, is nie 'n plek waar ek wil gaan bly nie. Is nie 'n goeie vlugplek nie. Jy gaan woestyn toe, vriende, wanneer daar niks anders is. Daar's niks meer oor nie. Jy's nou in die woestyn. Dis 'n woestyntyd. Jy het nêrens anders om heen te vlug nie. En ironies is dit nie. Want in die woestyn, elke male deur die Ou Testament, wanneer jy die Ou Testament gaan lees, is die woestyn telke male 'n plek waar spesiale ontmoetings met God gebeur. Gaan dink maar aan die Israeliete, Moses op die berg Sinai. Ek gaan nou iets verder daaroor ook sê. Gaan dink aan ons Here Jesus Christus, wat vir 40 dae die woestyn in is, voor sy bediening ook begin. Maar 'n woestyn, vriende, is 'n dor en 'n droë plek. Dis 'n plek van kontras, dis 'n plek van lewe en dood. En ek gaan woestyn toe, want ek weet, in elk geval as ek dalk net 'n kort rukkie in die woestyn, dan is ek in elk geval dood. Vriende, dis Elia se lot. Dis waar Elia is. En geliefdes, miskien voel jy ook vanoggend so. Miskien voel jy ook hier teen die einde van 2025. Nee, wat? What's it all about? Die ouens noem ons hierdie tyd van die jaar silly season. Daar's niemand so moeg soos iemand wat moeg is in November en Desember nie. Almal is moeg, almal is stikkend, op soos ou toast. En dan as een ou my nog vra, hoor jy nie, gaan jy met vakansie? Gaan jy weg? En laat jy nou sê nee. Is jy okay? Is jy op die punt van bankrotskap? Is jy nie ook moeg nie?
Is jy nie ook stikkend nie? Is jy nie ook heeltemal uitgebrand nie? Jy gaan op vakansie nie, is jy right? Nee, ek is okay. Maar partykeer geliefdes, moet ons dit vir mekaar sê. Daar's baie keer 'n dieper moegheid, 'n weggesteekte moegheid, 'n seer en 'n diep gevoel van ek voel verwerp. Dalk voel jy ook so. Daardie diep wete dat jy dalk so 'n bietjie in die pad is. Die lewe is hard. Die lewe is nie altyd maklik nie, en hierdie lewenspad wat ek en jy baie keer loop, hierdie woestynpad saam met Elia, is nie altyd 'n lekker pad nie. En ek het dit Kersoggend ook gesê, miskien is jy bietjie bekommerd oor 2026, en ons sal Woensdag aand so bietjie verder oor dit ook praat. En miskien is daar vrese in jou hart, 'n dieper moegheid. Dis waar Elia is, vriende. Ons is in goeie geselskap, dit is waar Elia is. Maar kom ons stap verder saam met Elia die woestyn in. 1 Konings 19:4, die tweede gedeelte van vers 4. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Hoor jy dit? Nou is dit genoeg, Here. Here, genoeg is genoeg. Ek kan nie meer nie, Here. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie, Here. Neem my lewe. Dis wat Elia sê. Neem my lewe. Ek is niks beter as my voorvaders nie. En hoor jy dit? Die tema vanoggend, neem my lewe, Heer. Maar jy sien, ons sing dit anders. Ons sing, o Here, neem my lewe, die bekende lied 308. Neem my lewe, Heer, en laat dit U gewy wees, meer en meer. Nee vriende, Elia sê, nee Here, neem my lewe, punt. Full stop, dis dit. Ek kan nie meer nie. Dis iets anders te geliefdes, om te sê, Here, neem my lewe en laat dit U gewy wees, meer en meer. Met ander woorde, Here, my lewe behoort aan U. Here, skoei my voete, laat hulle die pad van die Here loop, laat my stem die boodskap dra, sing die lied. Nee, Elia sê dit anders. Elia sê, vat my lewe, Here. Ek het genoeg gehad. Here, genoeg is genoeg. Onthou julle vir Popeye, die karakter van Welier. Nou Popeye, as hy Brutus by Olive kom aanlê, dan sê Popeye in sy gebroke Engels, I can stand it no more. En hy gebroke Engels van hom, nee. Dan sê hy, that is all I can stand it no more, dan pot hy vir Brutus. En vriende, dis waar Elia is. I can stand it no more. Here, ek kan nie meer nie. Elia, vriende, lê nou in die sterfposisie. Niks van my lewe moet U gewy wees by Elia nie, vriende. Nee, Here, ek is klaar. Dit is amper toe ek met hierdie teks werk, asof ek hoor in my geestes oog, hart, hoor ek, Here, hoor ek hoe Elia dink, laat dit dan maar gesê word, as hy daar in die woestyn lê, laat dit dan maar gesê word, dat die groot man van God gesterf het, dat sy einde sleg was. Laat hulle maar dan onthou hoe ek yesterday's hero was, Here. Laat hulle maar onthou hoe ek die oorwinning behaal by Karmel, en nou is ek in die sterfposisie. Ek is in die woestyn. Ek is alleen, Here. Ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Laat hulle dit maar sê. Want vandag is doodgaan dag vir my in die woestyn, Here. Ek kan nie meer nie, Here. Ek kan waaragtig nie meer nie. En dit is so, geliefdes, dat daar baie mense is wat hulle in hierdie posisie bevind. Dit is waar, gesondheid, dat die wêreld nie beter is, geliefdes, in 2025 nie.
Ek het 'n bietjie navorsing gaan doen. Daar is aan die einde van 2025 is daar die meeste oorloë in die wêreld wat daar nog ooit was sedert die Tweede Wêreldoorlog. Hier in Suid-Afrika affekteer armoede 66% van mense. Daar is 'n biljoen mense in die wêreld, geliefdes, wat nie water het nie. En intussen het ons tegnologie en kunsmatige intelligensie wat allerhande siek, slim dinge uitdink en doen. En ek sê nie tegnologie is verkeerd nie, want daar's ook 'n plek vir dit, maar dit is in die verkeerde hande. Vriende, die wêreld is nie in 'n beter plek nie. En Elia is ook hier. Hoe sê die Engelsman, ekskuus vir die Engels vanoggend, maar is treffend op Engels. The more things change, the more they stay the same. Elia is ook hier. Maar dan gebeur daar iets merkwaardigs hier in die woestyn, geliefdes. Word wakker. Eet. Anders gaan die pad te ver word. Hoor jy dit? Elia sê ek is niks beter as my voorvaders nie. Ek kan nou maar sterf, Here. Genoeg is genoeg. I can stand it no more. En kom skud 'n engel aan hom. Elia, word wakker. Eet my kind. Hier's kos. Ek wil saam met jou dit lees. 1 Konings 19:5. Toe gaan hy lê, dis nou Elia. En by hom onder die besembos, ekskuus tog, ek begin oor. Toe gaan hy lê en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker. Aangrypend. Nou ja, toe, geliefdes, toe vat God nie vir Elia ernstig op nie. En toe Elia kom sê, Here, neem my lewe. Punt. Sê die Here, nee Elia, nee, dit werk nie so nie, my kind. Jy besluit nie wanneer is dit leeftyd en speeltyd nie. Jy besluit nie wanneer die lewe verby is nie, Elia. O nee Elia, jy het nie daai luukse nie. Ek besluit. Ek, die groot ek is. Nee Elia, jy besluit nie. En is vir my aangrypend as ek deur die woord werk, dat hierdie 'n paar keer in die Bybel gebeur. Dat groot leiers in die Bybel, geliefdes, en groot leiers en groot name hierdie aan die Here wil kom doen. Job, Jeremia is die twee wat ek by stil gestaan het in my voorbereiding. En as jy gaan kyk, vriende, daarin in Job 3 en in Jeremia 15, dan sê Job in Job 3, vervloek is my geboortedag. Onthou jy Jeremia 5:15, wanneer Jeremia as dit ware sy bedanking inhandig by God, dan sê hy, vervloek is my geboortedag, ek moes nooit die lig gesien het nie, Here. Elia is niks anders as Jeremia en as Job nie. Die groot profete, wanneer hulle uit is op hulle voete, telke male in die woord, dan is hierdie profete uit op hulle voete. Hulle is moeg. Hulle kan nie meer nie. Hulle is bekommerd, hulle het vrese. Hulle is moeg, hulle wil nie meer nie. So menslik is dit nie. Ons dink so baie keer, Here, is dit net ek? Nee my kind, kom ek vat jou na Job toe, kom ek vat jou na Jeremia toe, kom ek vat jou na Elia toe. So menslik. So ek vind my dis in goeie geselskap, as ek saam met Jeremia en Job en Elia voel, sjoe, ek's 'n bietjie moeg. Here, ek's 'n bietjie uit op my voete. Here, ek kan nie meer nie. En hier is nie maar net in November en in Desember moegheid nie, vriende. Dis 'n lewensmoegheid. Maar weet jy wat? Die Here verskil. O, die Here verskil.
van wanneer Jeremia sy by teenoor die Here hier kom uitstort, en hy's vies, en hy's kwaad, en hy kom stel dit tentoon, en hy sê vir die Here, genoeg is genoeg, daar in Jeremia 15, ek het bedank, Here, ek gaan hierdie nie meer doen nie, dan is dit nie dat die Here, ek lees nooit dat die Here kom sê, is reg so, bedanking aanvaar, jy kan maar gaan. Nee, die Here sê vir hom, nee Jeremia, wag 'n bietjie, ek besluit. Ek gaan lees maar Jeremia 5:15 is 'n aangrypende teks. Dan sê God vir hom, as jy jou woorde terugtrek Jeremia, sal ek jou met perde laat hardloop. O, jy sal bronsmure platslaan Jeremia, want ek is die Here jou God. Ek besluit my kind, nie jy nie. Ek besluit wie ry en wie bly, sê die Here. En wat doen die Here? Wat doen die Jeremia? Wat doen die Here hier in 1 Konings 19 by Elia? My kind, word wakker, eet. Hier's vir jou 'n ekstra porsie krag, Elia. Jy lê in die doodsposisie, Elia. Nee, Elia, kom eet. Kom eet. En dan skrik Elia wakker. En daar's kos. Feeskos vir Elia. En ek sit en dink weer by myself, miskien het Elia daar wakker geskrik en gedink, great, net so laaste ete, so doodsvonnis ete, net so laaste ete, voordat ek dood is. Nee, sê die engel vir hom, Elia, eet hierdie lewensbelangrike kos. Want weet jy wat Elia, ek het anders te besluit. 1 Konings 19:6. Toe hy opkyk, dis nou Elia, sien hy by sy kop roosterkoek, wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink, en hy het weer gaan lê. Dis goeie kos as jy in die woestyn is, hierdie vriende. Lekker warm kos en baie water, lewenskos, God se soort kos. Maar wat doen Elia? Vriende, hy loop lê weer. Hy het natuurlik gedink, dis verby. En in vers 7 sê die teks vir ons verder, die engel het 'n tweede keer aan hom geskit en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Dis amper asof die engel hom 'n tweede keer skit en sê, Elia, wat verstaan jy nie van hierdie partytjie nie? Is nog nie verby nie, Elia. Hierdie is nie jou sterfete nie, Elia. Dis nie jou laaste maaltyd voor die galg nie, Elia. Hierdie is lewenskos, my kind. Hier's 'n tweede porsie. Eet, kry krag en weet dat ek die Here is. Want jy sien, vriende, dit is by die Here Jesus Christus wat daar altyd oorvloed is. Onthou jy Jesus in Markus 6 en Markus 8, as hy die brood vermeerder, as hy brood uitdeel, daar's altyd genoeg by God. God gee te veel kos, God gee te veel brood, te veel liefde, te veel genade, te veel lewe, noem dit op. God het altyd genoeg. Vir jou, vir Elia, vir Jeremia, vir Job, vir my. Daar's altyd genoeg by God. God is goed, vriende, en hy oorstroom ons met sy goedheid en guns. Is dit nie wat ons ook lees in die Efesiërsbrief nie? Die Efesiërsbrief uit die pen van Paulus is een mooi lang brief van God se liefde en sy jammerhartigheid teenoor sy kinders. God is genoeg. God is genoeg. Word wakker, Elia. Jou vervaldatum het nog nie aangebreek nie, Elia. En dis baie keer hoe ek en jy ook voel. Het ek my vervaldatum bereik? Het ek 'n sell-by date? Het ek nog waarde? Het ek nie maar my vervaldatum bereik nie? En hoe belangrik is 'n vervaldatum nie ook nie? Vriende, as jy vleis en brood en melk koop, kyk vir die vervaldatum, anders te kry jy kos wat af is. En dit is so hartseer om ons te kyk, en miskien ken jy ook 'n klompie sulke mense. Jy weet hulle het hulle vervaldatum bereik. Weet jy hoekom? Want jy hoor hulle.
Jy neem kennis van hulle. Hulle is altyd negatief. Daar's nog nie 'n klagte nie en hulle staan voorop. Daar's nog nie 'n geveg nie en hulle is daarbey betrokke. So baie mense het klaar hulle vervaldatum bereik. Nee, sê die Here, jy het vandag. Onthou jy Kersdag? Vandag. Jy het vandag. Elia het gedink, Here, dis my vervaldatum is verby. Ek het dit bereik. Ek het my rakleeftyd bereik. Nee, sê die Here. Nee, Elia, jy sal my nie dwing tot hierdie besluit in die woestyn nie. Ek weet dit seer, Elia. Ek weet dit is 'n stikkende pad. Ek weet, Elia, dis moeilik. Ek weet dit, Elia. Ek sluimer nie en ek slaap nie. Ek is God. Ek bring vir jou lewenskos, Elia. Want weet jy wat, Elia? Ek wil jou ontmoet. Ek wil my nie aan jou bekend maak. Jy is toe nie yesterday's hero nie, Elia. Daar is nog 'n môre. Daar is nog 'n vandag. Jy is nie bekend vir net dit wat jy gister gedoen het nie, Elia. Al het jy besluit, Elia, jou rakleeftyd is verby. Nee, Elia, jou lewe is nie sinneloos nie. Al het jy besluit, dis jou doodsdag. Dit is nie wat ek besluit het nie. Daarom, Elia, neem, eet, bou jou kragte op, want weet jy wat, Elia, nou wil ek hê jy moet my ontmoet by Horeb. By die berg van die Here. En Elia eet, en hy kry sy kragte, 'n 40 dae en 40 nagte is Elia op pad Horeb toe. En 'n fyn ontleding van die eerste 5 boeke van die Bybel. Word Horeb en Sinai word sinoniem met mekaar gebruik. En Sinai is die plek waar jy God ontmoet. Niemand minder as die groot Moses was op die berg Sinai nie. Eksodus 20 tot 34 vertel ons van hierdie lewensveranderende gesprekke tussen God en Moses. Die openbaringsplek in die Ou Testament van die Here is hier op die berg Sinai. En om genooi te word Sinai toe, om genooi te word Horeb toe. Nee, Elia, jy moet eet, want jy moet my by Horeb ontmoet. Dis nie doodstyd nie, Elia, dis leeftyd. Elia, jy gaan lê in die woestyn? Nee, Elia, ek gaan jou by Horeb kry. 40 dae gaan jy loop. En dan gaan jy vir my, die lewende God, ontmoet by Horeb. En dan lees ek in vers 9 en 10 van ons teks, kom Elia daar by Horeb aan. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het met hart en siel my gewy aan u saak, Here almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly, Here. En hulle soek my, om my ook nou, om die lewe te bring. Hoor jy dit? Elia kla nog so bietjie. Elia is nog steeds aan die kla. Here, ek het alleen oorgebly. Ja, Here, net ek alleen. En dan sê die Here vir hom later in vers 18, nee Elia, jy het nie alleen agtergebly nie. Dat 7000 nog oorgebly wat my dien. Hou op om jou jammer te kry, Elia. Kom uit jou dop uit, Elia. Hou op klaar. Jy het nie alleen oorgebly nie, Elia. So moenie jouself jammer kry nie. Ek weet die pad is swaar, Elia. En ek weet jy's op moedverloorse vlakte, Elia. Maar ek is hier vir jou. Ek gaan my nie, Elia, steur aan jou gekla nie. Ek gaan my nie steur aan jou selfbejammering nie, Elia, want ek wil jou ontmoet. En hoor net hierdie ontmoeting. Vers 11. Maar die Here sê vir hom, kom uit Elia, en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan.
Elia, los jou stories. Ek wil my hart vir jou wys, Elia. Ek wil my aan jou openbaar. Kom uit die grot uit, Elia. Hier's goeie nuus, Elia. Ek is hier. Ek is by Horeb. Ek is by jou. Soos ons vinnig net weer die lyn kry, geliefdes. Gister se held vlug. Hy vlug die woestyn in. Die koningin soek bloed. Elias vlug fiks. Hy's in die woestyn. Hy kies die dood. Dis nou genoeg, Here. Neem my lewe, Heer. Nee, sê die Here, kies om te verskil, Elia. Elia, ek wil die refrein verder vat. Elia, ek wil hierdie lied wat jy sing, wil ek verder skryf. Ek gaan jou lewe omdraai, Elia. Ek gaan myself aan jou openbaar, Elia. Weet jy wat, Elia? Die beste lê nog voor. Jy dink gister was jou hoogtepunt? Môre gaan jy my by Horeb kry. Môre gaan jy my ontmoet, Elia. O, dis 'n enorme ding om na uit te sien. En vers 12, 13 en 14, skielik was daar 'n sterk wind, wat die berg stikkend geruk het, en die rotse gebreek het voor die Here, maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering, in die wind stilte. Dis aangrypend, vriende. Hoe die Here hier vir Elia op die berg ontmoet. En hoe doen die Here dit? In stilte. Totale stilte. Elia vind God in die stilte. Soveel so, dat Elia sy gesig toemaak met sy mantel. Nou tegnies kan ons mos nie eintlik stilte hoor nie. As jy nou tegnies daaroor gaan dink. Maar ek wil effens verskil. Jy hoor die stilte as jy daar in die bos sit. Vir die van julle wat weggegaan het hierdie Desember, as jy daar in die bos sit, of jy's in jou tuin by die huis, en dis stil. Jy hoor, net so, stil. Jy hoor die stilte. Jy hoor dit. En God kies hierdie keer om met Elia te praat in die stilte, om dit net stil te maak in Elia. Want God word nie ingeperk, geliefdes, deur hoe hy hom openbaar nie. Toe God aan Moses verskyn het, was dit vuur en swaal, en die Here maak hom dikwels met groot natuurverskynsels, maak die Here homself bekend in die Ou Testament. O, dit is Johannes, as hy op Patmos kom en hy ontmoet die heilige God, die Here Jesus, dan dwing dit hom op sy knieë, geliefdes, want hy is in die teenwoordigheid van die Allerheiligste. Maar wanneer God hom bekend maak aan Elia, dan is dit 'n vreemde, sagte stilte. En miskien is dit wat Habakuk ook bedoel het daar in Habakuk 2, as hy sê die hele wêreld moet stil word in die teenwoordigheid van die Here, want hy is in sy tempel. Dis daardie eerbiedige stil word in jou hart, geliefdes, wanneer jy jou siel voor die Here uitstort, en jy's in die teenwoordigheid van die Skepper van die hemel en die aarde, dat jy klein word, dat jy sê, Here, hier is my lewe. Neem my lewe, Heer. Dat jy net stil word voor God. Geliefdes, dit is in jou moeg wees, in jou ek kan nie meer nie, dat jy moet stil word en beleef wat wat Elia hier beleef, wat Moses beleef, wat Johannes beleef. Dit is hier waar jy uitroep, ek het die Here gesien, ek het die Here beleef, ek het ervaar hoe God my gehoor het, ek het ervaar dat toe ek uitroep, Here, ek kan nie meer nie, dat God my het. Ek het ervaar dat die Here my hoor. En dis die roete wat Elia neem. Neem my lewe, Here, punt. Nee, sê die Here, ek wil dit anders doen. So, as ek en jy hier aan die einde van 2025 sê, Here, ek kan nie meer nie.
sê God, gee my jou lewe. Gee my jou hart, my kind. Gee my jou lewe. Ek wil saam met jou loop. Ek het lewenskos vir jou, my kind. Ek het lewensbrood vir jou, my kind. Ek wil saam met jou loop. Ek wil jou nuut ontmoet. Ek wil jou raakloop. Ek wil my goedheid aan jou bekend maak. Ek wil jou vind. Ek wil my hart vir jou wys, my kind. En dan kry Elia 'n nuwe opdrag, geliefdes. Elia kry 'n nuwe oproep, 'n nuwe roeping. Want dis nie verby wanneer ek en jy dink dis verby nie. Elia gaan salf 'n nuwe koning. Elia gaan stel vir Elisa aan. Ek, Elia, sal besluit wanneer jy huis toe kom. Maar tot dan, gaan wees die kind wat ek jou geroep het om te wees. Jy sê jou lewe is hard. Is nie hard genoeg, geliefde kind van die Here, sê die Here, dat ek jou alleen sal los nie. Jy lê in die woestyn en sê, Here, ek kan nie meer nie. Nee, ek gaan die refrein verder skryf. Ek, Jahweh, gaan die refrein verder skryf. Ek gaan jou lewe oorlaai met my heerlikheid. Jy sal jou heerlikheid in my lewe raak sien, in jou lewe raak sien. O, daar's 'n nuwe seisoen wat op jou wag, geliefde kind van die Here. Daar's 'n seisoen van krag en van die Here se teenwoordigheid. Die Here sê, kom na my toe. Onthou jy? Onthou jy Jesus se woorde? Matteus 11, kom na my toe die wat moeg en oorlaai is. Ek sal vir jou nuwe krag gee. En dan, vriende, is daar nuwe krag. Daar's nuwe hoop. Daar's 'n nuwe begin. Hoe kosbaar is dit nie, dat ek en jy vanoggend net vir 'n oomblik kan stil word en sê, Here, dankie dat U oor en voor met my begin. Dat U nie met my opgee, wanneer ek soms met myself 'n bietjie opgee nie. En wanneer ek sê, Here, neem my lewe, punt, dan sê die Here, nee, ek gaan 'n nuwe lied skryf. Ek gaan my gees aan jou openbaar. Ek gaan jou Golgotha toe vat, sodat jy my kind se heerlikheid kan sien. Ek gaan jou Jerusalem toe vat, dat jy die uitstorting van die Heilige Gees beleef. Ek gaan jou Bethlehem toe vat, om my kind te ontmoet. Ek is nog lank nie klaar met jou nie, my geliefde kind. Ek loop saam met jou hierdie lewenspad. Ek loop en leef saam met jou. Ek weet nie waar jy is vanoggend nie, in jou lewensreis. Kan ek jou vra, steek jou hand uit na die Here toe. Sê, Here, hier is ek. Neem my lewe, Here, en laat dit U gewy wees meer en meer. Skryf hierdie lied in my lewe, Here. Skryf 'n nuwe lied. Steek jou hand uit. Die Here is by jou. Hoor die woord van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Here, so baie keer bevind ek my in woestyntye, Here. En Here, hier aan die einde van 2025 is ek dalk 'n bietjie moeg. Dalk 'n bietjie uitgeput. Dalk is ek ook 'n bietjie opgewonde oor 2026. Maar dalk is ek ook 'n bietjie bekommerd oor 2026. En sit ek met 'n warboel van emosies in my hart vanmôre, Here. Maar dankie, Here, dat U my hoor. En soos wat U nie op Elia of Jeremia of Job opgegee het nie,
weet ons ook vanmôre, Here, dat U nooit, maar nooit op ons sal opgee nie. Word wakker, eet my kind, anders gaan die pad vir jou te lank word. O, dit is by U, Jesus, waar daar lewenskos is, lewensbrood is, Here. En maak nie saak wat op my wag in 2026 nie. Maak nie saak wat volgende in my hart draai nie, Here. Daar's hoop. En sy naam is Jesus Christus. En dankie dat ons volgende kan vashou aan U en weet, niks, maar niks kan ons van U liefde skei nie, Here. En daarom maak dit nie saak wie aan my deur kom klop hierdie jaar nie. As geloof en Jesus saam met my die deur oopmaak, wag daar goedheid en guns aan die ander kant van die deur. Dankie, Here Jesus Christus. Amen.